Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dis vandag Saterdag, die 28ste Februarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en hierdie is 'n blitsbulletin se nuus vandag. Ons hoofopskrif sê 10 bendelede swaar gestraf vir 'n moord. Nuushooftrekke vir vandag. China maan sy burgers om Iran so gou as moontlik te verlaat. 10 bendelede swaar gestraf vir 'n moord. Mense moet stem oor die verkoop van nuwe land in Kaapstad. Die 20 wêreldbeker cricket uitslaa bekend. VRK wedstryde se tellings ook hier vandag. Junior Bokke wen die juniors van Georgia. In die Humansdorp se streekhof is 10 lede van 'n bende swaar gestraf deur die streeklandros nadat hulle die 25-jarige Jason Hines op 19 November 2022 aan die buitekant van 'n klap aangeval het. Volgens die na-doodse verslag het die dood van die slagoffer ingetree en verskeie houe met messe op hom toegedien is. Dit het sy dood veroorsaak en hy is op die toneel deur mediese beamptes doodverklaar in Humansdorp. Die 10 is gedurende 2025 reeds skuldig bevind en hulle borg was sedertdien ingetrek in afwagting van hulle vonnisdatum. Volgens die polisie het die hof lewenslange straf aan 2 lede opgelê. 6 ander bendelede het 23 jaar tronkstraf ontvang en die laaste 2 wat minderjarig was, het strawwe van 9 en 8 jaar direkte tronkstraf ontvang. Volgens die polisie was daar 12 bendelede gearresteer en almal was op borg uit. Dis toe dat 2 lede weer gedurende die bendebedrywighede oorlede is. Die gemeenskap is verlig dat die howe die erns van hierdie misdade gesien het en prys die landros vir die swaar strawwe en dat geregtigheid wel in hierdie geval geskied het. China het sy burgers gister aangesê om Iran so gou as moontlik te verlaat en sy burgers in Israel gewaarsku om op 'n gereedheidsgrondslag te wees weens die beduidende toename in veiligheidsrisiko's in die Midde-Ooste. Die Amerikaanse weermag bou sy magte in die streek op met die wêreld se grootste vliegdekskip, die USS Gerald R. Ford, wat na verwagting op pad is na die kus langs Israel. Dit volg 'n dag na onderhandelinge tussen Iran en VSA wat deur Oman bemiddel is. Dit is beskou as 'n laaste poging om oorlog te voorkom, hoewel aanvanklike optimisme getemper is deur Iran se waarskuwing dat die VSA sy buitensporige eise moet laat vaar. China se ministerie van buitelandse sake het gister aan sy burgers gesê hulle moet vereis nie na Iran reis nie. President Donald Trump van die VSA het Dinsdag kortliks sy saak vir 'n moontlike aanval op Iran in sy staatsrede uiteengesit en benadruk dat hoewel hy 'n diplomatieke oplossing verkies, hy nie sal toelaat dat Iran 'n kernwapen gaan kry nie. Groot hoofstuk in die geskiedenis van die WP kan vandag by Nieuweland geskryf word. Dit is dan wanneer WP Rugby Unie se hoofraad, wat al die klubs insluit, finaal gaan stem oor die verkoop van die ongebruikte Nieuweland stadion aan die eiendomsontwikkelaar. Dit het altesaam neergekom op skuld van 145 miljoen rand, wat met die verkoop van die tyd weens rente al hoe groter geraak het, en nadat aanvanklike planne vir eiendomsontwikkeling tussen die WP Rugby Unie en Fluit nie gestalte gekry het nie. Meer as die helfte van immigrante in die land woon in Gauteng, soos die statistiek in Suid-Afrika. Van die 3 miljoen immigrante wat in Suid-Afrika woon, gaan 1,5 miljoen, naamlik 51%, in die ekonomiese hartland tuis. Die Weskaap is die tweede gewildste provinsie onder immigrante, naamlik 13,3%, gevolg deur Noordwes 7,2%, KwaZulu-Natal 7% en Mpumalanga 6,1%. Statistiek Suid-Afrika het van dese week sy verslag oor migratiesyfers van 2023 inkomste en uitgawes opnames bekend gemaak. Die data toon byna 2/3 van immigrante, naamlik 63%, is van naburige lande van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap afkomstig. Die 20 wêreldbeker cricket uitslaa lyk as volg. Nieu-Seeland het 159-7 in hulle 20 beurte aangeteken. Engeland het geantwoord met 171-6 en daar was 3 balle oor gewees. Suid-Afrika en Wes-Indië het mekaar gespeel. Wes-Indië het 176-8 in hulle 20 beurte aangeteken. Suid-Afrika het gevolg met 177-1 paltjie. Suid-Afrika het gewen met 9 paltjies met 23 balle wat nog oor was. Indië en Zimbabwe het kragtig gemeet en Indië 256-4 aangeteken, waarmee Zimbabwe met 184-6 geantwoord het. Indië dus gewen met 72 lopies. Rugby wat Vrydag plaasgevind het lyk as vol. Moana Pacifica het 19 aangeteken en die Western Force 35 punte. Die Reds het 31 aangeteken en die Highlanders kon slegs 14 punte opgestapel het. En die VRK het Cardiff Rugby 8 punte aangeteken en Leinster het 7 punte aangeteken. Edinburgh het 24 aangeteken en die Scarlets kon net met 19 punte geantwoord het.
Giere weer in Tbilisi het toestande alles behalwe ideaal gemaak, maar ondanks 2 geel kaarte en 'n gros strafskoppe het die Suid-Afrikaanse 120's nie net die fisieke aanslag van die Georgiërs afgeweer nie, maar ook 5 verdoelde drie ingeryg. As een ding egter van die junior boksspan gesê kan word, is dat hulle oor die vermoë beskik om teenstanders met punte te straf vir klein foutjies. Omgekeerde besit het die junior bokke se tweede 3 aanleiding gegee. Jakim Ahmed loskakel wat elk van die span se 3 verdoel het en Zekesi Jaya heel agter het die verdediging oopgekloop voordat Hendry Skuman skramskakel weggestuur is. Sy se bedrieglike vaart het Georgië telkens hoofbrekens besorg. Die 30-jarige JD Sekerling is die Stormers se 4de kaptein vir hierdie seisoen in die VRK. Roan Nel het die span in die eerste 5 wedstryde aangevoer en Salman Murad in die 3 daarna. Albei is tans beseer. Die koerant het ook betroubaar verneem dat die Stormers se bestuur besorg is oor al die eise wat aan Fynberg Mngomezulu gestel word. Benewens die feit dat hy die Stormers aandryf, is daar 'n weg van die speelveld ook baie druk op hom. JD Sekerling sê dit is vir hom baie spesiale oomblikke om vir die Stormers vooruit te kan draf. Die skeieregter in vandag se wedstryd is Christopher Allison en hy word geassisteer deur Hanro van Rooyen en Stefan Geldenhuys. Die TV-skeieregter is Marius van der Westhuizen. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons Veerberg vir die streek lyk so: Messina 2134, Polokwane 1530, Lepalale 2035, Mbombela 1634, Maikeng 1831, Pretoria 1832, Johannesburg 1829, Ermelo 1330, Galagari 2338, Gaborone 2335, Richards Bay 2142, Pietermaritzburg 1635, Durban 1934, Port St. John's 1638, Pongola 1937, Maputo 2237, Bethlehem 1328, Bloemfontein 1834, Allewal Noord 1632, Welkom 1933, Vryburg 2034, Kimberley 2136, Appington 2136, Prieska 1935, Springbok 1124, Karasburg 1431, Keetmanshoop 1837, Mariental 2336, Alexanderbaai 1423, Brandvlei 1227, Loederitsbaai 1528, Vredendal 1324, Kaapstad 1621, Sutherland 28, George 1326, Jeffreys Bay 1525, Tabarra 1525, Grafreinet 1333, Kapogelas 1325, De Aar 1832, Molteno 1328, Beaufort Wes 1731, Oos-London 16 en 31 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R15.93 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.34, die euro verhandel teen R18.82, 'n pond kos R21.49, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2,373, palladium per fyn ons is $1,792, silwer per fyn ons is $93.82, goud per fyn ons is $5,278, Brent ruolie per vat is $72.87. Gedagte vir die dag: soms moet jy die wêreld bietjie op sy skuif om jou eie hartklop weer te kan hoor. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename Saterdag en naweek word vir almal verder toegewens.